Vandag, as jy nie vandag koud kry nie, is daar fout. Ek het 'n baadjie aan, dus jy weet is koud. En ek het nie 'n kortbroek aan nie. In die winter dra ek 2 kortbroeke. So, dis goed om julle hier te hê. Net 'n paar afkondigings wat ons onder julle aandag wil bring. Ons weet, 'n klomp mense is met verlof, so ons sal hierdie goed op die WhatsApp groep ook sit, dat almal wat weg is in vakansie ook kan sien. Die 24ste Julie begin ons in die oggend, gaan die vroue begin met 'n beradingskursus. So Elmarie gaan hierdie kursus aanbied en dis nie net vir mense wat berading wil doen nie. So as jy hier sit en jy's 'n vrou en jy dink as jy hierdie kursus doen, dan gaan ons van jou verwag om mense berading te gee en daarom is jy bietjie nervous. Nee, ek dink dit kan jou help net om met jou eie probleme te deel, nie net om met ander mense se probleme te deel nie. So jy is meer as welkom. Die koste is R100, maar ons gaan nou nie soos 'n opname doen en kyk wie dit betaal nie, if you catch my drift. So as jy nie R100 het nie, is dit okay, niemand gaan dit weet nie. Jy is meer as welkom in te skryf. Kontak vir my of vir Elmarie as jy meer daaroor wil weet. Dan ook die 24ste in die aanddiens begin ons met 'n reeks oor hoe om die Bybel beter te verstaan. Julle sal onthou in 2019, net voor COVID toegeslaan het ons begin daarmee, maar COVID het toe nou 'n stokkie daarvoor gesteek. En so ons wil weer aangaan daarmee. Hierdie is 'n baie cool ding. Dit sal jou in staat stel om die Bybel letterlik beter te verstaan. Ek kan nie aan iets beter dink op hierdie aarde nie. As om die Bybel beter te verstaan nie. So dit kos R50. As jy klaar 'n boekie het van laas keer, ons het die boekie weer 'n keer bietjie aangepas, want ons raak slimmer. So, maar jou ou boekie sal nog steeds werk. Maar as jy 'n nuwe boekie wil hê, R50, en ons gaan op die groepie uitstuur dat julle net vir ons laat weet wie stel belang, wie wil boekies hê, dat ons net kan voor die tyd weet hoeveel ons moet druk. Maar daar is nog tyd. Dit gaan 'n paar weke aanhou en dis vir my eintlik nogal. As jy nou my vra waar as ek die meeste excited, dink ek oor dit. Ek wens ek kon julle elkeen forceer om dit te doen, maar ek sal nie. En ek kan nie. Maar dis baie cool. Dan hou ek net weer Henk vir die laaste keer. Henk kan onthou of hulle laaste keer genoem het nie, maar Henk se naam hou ons in julle voor vir lidmaatskap, net vir kennisname en kommentaar as daar is. En dan boek in jou dagboek die 13 Augustus en die 10de September. Die 13 Augustus gaan ons 'n huwelikseminar hê. Ons gaan julle 'n bietjie wegvat hier by die kerk. Ons gaan julle 'n bietjie uitvat, laat julle 'n bietjie travel, nie ver nie, maar ver genoeg sodat julle 'n bietjie uit hierdie omgewing uit kan kom en waar ons vir 'n paar ure op een Saterdag bietjie in ons huwelike sal werk, nê? So boek dit en dan ook die 10de September vir almal wat kinders het of kinders gaan hê of oumas en oupas selfs oor hoe om ouer te wees, wat sê die Bybel oor ouerskap. So boek dit net in julle dagboeke dan ook. En dan laastens, daar gaan nie vanaand 'n aanddiens wees nie, neem net kennis van dit asseblief. Goed, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier saam kan wees. Dankie vir u genade, dankie vir u liefde, dankie vir u voorsiening. Ons bid vir ons kerk, dat ons 'n plek sal wees waar u maksimum eer sal kry, en waar ons u disippels sal wees, en ander u disippels sal maak. Help ons om dit te doen, Here. Elke afkondiging, elke ding wat ons beplan, bid ons dat u ons genadig in sal wees, en dat u ons sal help, en dat daar baie vrug uit hierdie goed uit sal kom, Here. Nie vir ons kerk se onthaalwe nie, maar vir u naam se onthaalwe. Ons bid ook vir hulle wat siek is en vir hulle wat op vakansie is. Sal u die mense wat siek is aanraak en help deur hierdie siektes, Here, en vir hulle wat weg is met vakansie, daar's 'n klompie weg, dat u hulle sal seën en dat hulle sal rus en dit ook geniet en dat u hulle veilig sal terugbring. En vir ons wat vanoggend hier is, dat ons u sal aanbid in gees en in waarheid. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Dankie, MC. Goeiemôre julle. Ek is nou alleen hier voor, so julle moet hard sing asseblief. Ons gaan so 'n bietjie dit anders doen. Ons gaan die eerste liedjie sit.
En dan van die tweede liedjie kan ons net nie sit nie. Dis 'n nuwe liedjie wat ons gaan doen, maar hy's 'n halwe nuwe liedjie. Die eerste stukkie ken julle al goed en dan is daar so klein bietjie 'n bylassie wat julle dalk so 'n bietjie onbekend sal wees, maar ek verwag dat asseblief die gedeelte wat julle ken, dat julle sal hard sing asseblief. Met hom gaan ons dan staan, maar ek sal vir julle sê wanneer. So kom ons sit, dan sing ons die eerste lied saam. Hierdie die grond en ken my, my sit en my staan. En ek ken my gedagtes, my lê en my gaan. Die woorde van my mond weer, die ken ek al klaar. En waar ek ook al heen mag gaan, dan weet ek is daar. Here is altyd by my, en hy hande op my, en hy is voor my, en langs my, en om my heen. Here is altyd by my, en hy hande op my, en hy is voor my, en langs my, en om my heen, elke dag. Hierdie die grond en ken my, want in die moederskoot is ek deur U gevorm. U is oneindig groot. Ek dank U vir die wonder, Heer, dat U my lewe lei. En wat daar ook met my gebeur, dat U steeds by my bly. Here is altyd by my, en hy hande op my, en hy is voor my, en langs my, en om my heen. Here is altyd by my, en hy hande op my, en hy is voor my, en langs my, en om my heen, elke dag. Goed, op is julle. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, you have taught me to say,
It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I will always praise you. I will always glorify your name. In every circumstance, I'll find a chance to thank you. I will always love you. I will always worship at your feet, and I'll obey you, Lord. I was made for you. Dankie, julle kom maar sit. Liewe Heer, ek wil vir u verskriklik baie dankie sê. Dat maak nie saak wat gebeur nie, en maak nie saak waardeur ons gaan nie. Dit is oukei met my, Here, want U is daar, and it is well with my soul. En baie dankie, Here, dat ons hier kan kom en ons kan ons alles vir U gee om U te loof en prys. Gaan met ons, Here, net wat ons hoor en
dat ons vandag sal weer dit sal inneem en dat ons dit sal wys vir die wêreld daar buite, die liefde wat U vir hulle het. Amen. Goeiemôre weer eens. Blaai in julle Bybels na Prediker 9. Dis waar ons onsself bevind in ons reeks deur die boek Prediker. Ons is so stadig maar seker besig om ons pad deur die boek te maak. Ek weet nie of handskoene deur 'n foon kan swipe nie, maar so jou hande kan al koud wees as jy op jou foon lees vandag. Prediker 9 en ons gaan vanaf vers 1 tot vers 10 kyk. En ons gaan soos ons gewoonte is, so lees, gesels, om te ontdek wat die Here hierdeur vir ons wil sê. Vers 1. Dit alles het ek ter harte geneem, en ek het bevind, God regeer oor die wat reg doen, en wysheid het, en oor hulle, en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wag nie. Kom ons stop net daar. So hier's 'n paar goed wat ek hier wil uithaal. Die eerste een wat ons hier sien is dat God regeer. God regeer. En al weet niemand wat gaan gebeur nie, God regeer. Wie van ons weet wat môre vir ons wag? Niemand nie. Ons weet nie eens wat vanmiddag vir ons wag nie. Inteendeel, in hierdie kort oggend tot vanoggend, tot nou toe, het daar 'n klomp goed met my gebeur wat ek nie gedink het gaan gebeur nie. Net vanoggend. Nee, so jy kan nie die lewe bepaal nie, jy weet nie hoe goed gaan werk nie, maar God is in beheer, hy regeer. Die ou vertaling sê dit mooi, dat die regverdige en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, nee? Dis in God se hand. As jy 'n gelowige is jy in God se hand. Kolossense 1 vers 16 en 17 help ons om te verstaan. Dit sê, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings en heersers, maghebbers en gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Dis Jesus, né? Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Deur hom bly alles in stand. 'n Belangrike versie, Jesus hou alles in stand want hy regeer. So ons is nie net op hierdie aarde gelos, God het geskape en ons gelos en gesê, ek hoop julle kom reg nie. Spreuke 16 help ons verder, vers 33, 'n mens kan lood, maar die Here bepaal hoe dit uitkom. Wie van julle het al 'n bietjie met dice gespeel? Mens mag met dice speel, maar nie so heilig in die kerk wees nie. Nee, ons mag nie. Dobbelstene klink bad in Afrikaans, is ek reg? Ek weet nie wie die naam gegee vir daai. Dit klink of ons nie met dit mag speel nie. Die Engels dice klink daarom bietjie meer Bybels aanvaarbaar. Maar as jy nou bietjie slankies en leertjies gespeel het of een of ander speletjie, het jy nog gesien hoe mense reageer oor wat jy gaan gooi? Party ouens moet nou iets gooi en wat hulle doen is hulle vryf die dice in die hand, né? En dan hoop hulle vir nommer 3 of wat ook al dan gooi en dan hoop hy. Of dalk 'n ander ou wat ek gesien het, is hy blaas op die goed. Nou na COVID is dit heeltemal onaanvaarbaar. Maar hy blaas en so, ek soek 'n 6, en dan gooi en dan hoop hy kry 'n 6. Maar hy weet nie wat gaan uitkom nie. Wie van julle het al 'n dice gegooi en geweet wat gaan uitkom? Niemand nie. Die Bybel sê nie dat God weet hoe dit gaan uitkom nie. Dit sê God bepaal hoe dit gaan uitkom. Groot verskil. Ek en jy weet nie eens wat die volgende nommertjie gaan wees nie. God bepaal die volgende nommertjie. God regeer hierdie aarde, julle, maak nie saak wat aangang nie. Die petrolprys is buite beheer. Hierdie week, happy news, ons almal gaan meer betaal, né? R2, hoeveel is dit? Ek het gehoor iemand sê my, ek probeer nie om daaraan te dink nie, ek probeer dit vir my. Maar die petrolprys is soos, waar gaan dit heen gaan? Ek het nou gehoor, een ekonoom sê, dit gaan $200 'n barrel wees. Dis is $80 meer as waar ons nou is. Ek wil nie eens dink daaraan nie. En dan wil ek so 'n angstigheid in my kry en dan onthou ek nie maar God se beheer. So die olieprys, God het nie gesien, waar gaan hierdie olieprys nou heen nie? Wat gaan ek doen nie? God is in beheer, selfs van die olieprys, van alles, van siekte. Hier's 'n klomp mense nou siek, né? Dis soos
Al die siektes is terug. Hulle is moeg al voordat COVID al die aandag gekry het, die afgelope paar jaar, en hulle het besluit, hulle gaan weer oorneem. En so, almal is weer siek van verskillende goedjies. Maar God is in beheer van alles. En dit lyk nie altyd so nie, is ek reg julle? Dit voel nie altyd so nie, is ek reg julle? Dit voel nie altyd so, maar God is in beheer. Weet julle hoekom voel dit nie of God in beheer is nie? Wanneer dinge nie loop soos ek en jy dink dit moet loop nie. Dan voel dit vir ons of God nie in beheer is nie. Ons moet nie dit verwar met mekaar nie. Die feit dat dinge nie loop soos ons dink dit moet loop nie, beteken nie dat God nie op die troon sit nie. Dit beteken net dat ek en jy nie kan verstaan wat hy mee besig is nie. Hy bly in beheer. Die mens kan lood, maar die Here bepaal hoe dit uitkom. Dit klink soos 'n skerry gedagte. As jy daaraan dink, 'n skerry gedagte van ek's nie op beheer nie. Onthou jare terug, ek was nog 'n laaitie gewees op skool. Toe 'n groot ou gesê hy gaan ons bietjie vat vir 'n spin op sy motorfiets. Ek weet nie wat se tipe motorfiets dit was nie, ek onthou net dit was groot. En ek onthou hoe bang ek was. Want ek het nie geweet of hierdie ou weet wanneer om te stop nie, want 'n motorfiets is anders as 'n kar. En dit is my eerste keer op 'n motorfiets gewees. En ek onthou net, die ou het gesê ek moet vashou, ek dink ek het sy ribbes gekraak. Want hy jaag, wat vir my gevoel het, ons jaag op hierdie stopstraat af, en dit lyk nie vir my of hy weet, dis 'n stopstraat nie. En ons gaan om die draai, maar dit voel of ons gaan omval. Want ek is nie in beheer nie. Het julle al so ervaring gehad? Kyk, as jy my vrou, as jy 'n sport wil hê, moet jy my vrou agter op 'n motorbike sit. Nee, kyk, dis 'n storie van 'n ander kleur. Maar die rede is omdat ek nie in beheer is nie en ek weet nie hoe dit gaan uitdraai nie. En die lewe is baie keer so. Ons is nie in beheer nie en dit is scary want ons weet nie wat gaan gebeur nie. Behalwe as ons bietjie anders te dink daaroor. En as ons dink die een wat bepaal hoe dinge gaan werk is die een wat ek Vader noem en wat my seun noem, wat my dogter noem. Dan verander dit die prentjie so bietjie, want as dit nie hierdie God wat nie worry nie, en doen wat hy wil, en nie omgee vir jou nie, dis 'n God vol deernis en liefde, wat lief is vir jou, maar wat nie noodwendig jou lewe maklik maak, sodat jy gemaklik kan wees nie, maar hy wil jou lewe, hy wil jou uitdaag in jou lewe, sodat jy kan groei, in jou liefde en kennis van hom. God is in beheer, ons moenie paniek nie, moenie dink, as jy in die wêreld kyk, dis net, wat gaan ons doen in ons land nie? God bly in beheer. Hy is oral in beheer, altyd in beheer, en niks kan hom ontroon nie. Amen? Dis soos 'n halleluja ding daai. Niemand kan God ontroon nie. Daar's niemand magtig genoeg om God van die troon af te skop nie, julle. Nie jou omstandighede nie. Niks in jou lewe kan gebeur wat God van die troon af kan haal nie. Kom ons gaan aan, Prediker 9:2. Een en dieselfde lot tref almal, die regverdige en die goddelose, die goeie, die reine en die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar. Soos dit gaan met die een wat 'n eed aflê, so gaan dit met hom wat weier om 'n eed af te lê. Die ellende met alles wat in hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. Die hart van die mens is vol boosheid, die dwaasheid bly hom sy lewe lank by, en sy einde is die dood. So weer eens, as jy Prediker so op 'n afstand lees en so skrams lees, dan klink dit of die man baie negatief is, né? Dis soos maar eintlik observeer hy net wat gebeur. En ons het laasweek daaroor gepraat en vroeër in die boek het ons al ook daaroor gepraat dat hy observeer net dat Christene in motorongelukke is en nie Christene in motorongelukke is. Dat Christene siek word en nie Christene siek word. Dat mense wat regverdig lewe, geliefdes aan die dood afstaan en dat mense wat onregverdig geliefdes aan die dood afstaan. Hy observeer net. En die rede daarvoor is eenvoudig. Ek wil net 3 vinnig noem. Die eerste rede daarvoor is sonde. Sonde het die wêreld gebreek. En hier moet ons nie net dink aan Adam en Eva nie.
Nee, ons moenie net dink aan Adam en Eva wat droog gemaak het nie, al was Eva eerste. Ek wil net dit, kan ons net dit, ouens? Manne, kerels, dis Eva. Toe sê ou vir my, ja man, onthou net, die Here het gesê die man moet heers en hy het nie geheers nie. Waar was hy? Toe sê ek, okay, kom ons laat ons nou nie in detail omgaan nie. Maar as Adam en Eva, Adam, die sonde, as jy die Bybel lees, het van Adam gekom. En as gevolg van sy sonde is die hele wêreld gebreek. So is maklik om hier te sit en te sê, ja, Adam en Eva, laat ons gedrop, kyk, is alles skuld. Maar my sonde is ook die rede vir die wêreld waarin ons leef. So ons moet nie net die vinger wys terug nie, ons moet die vinger wys na onsself toe ook. Sonde is deel van ons lewe. Hy sê in hierdie gedeelte, die hart van die mens is vol boosheid. Daar's nie 'n bietjie boosheid in nie. Hy's nie 3/4 vol nie, is vol boosheid. Onthou wat ek altyd vir julle sê, niemand is goed nie. In essence, elke mens op hierdie aarde is 'n sondaar. En dit kan nie wel wees met jou siel nie. Wat jou siel wel maak, is regverdigmaking in Jesus Christus. Hy maak jou regverdig, jy is nie regverdig nie. En dis goeie nuus. Maar ons sonde maak ons dwaas, almal van ons. Jou hele lewe lank bly dit jou sondige natuur. So daar's nie 'n tyd wat jy nie meer 'n sondige natuur het nie. Ek en jy sal vir die res van ons lewens met hierdie sonde, met hierdie boosheid. Luister mooi, dis nie 'n neutrale woord nie, nê? Met boosheid in my hart en boosheid in jou hart sal ons die res van ons lewens lewe. Die enigste verskil is as God jou siel red, dan vul hy jou met sy gees. En sy gees veroorsaak dat daar in my en jou begeerte is om hom te dien en nie meer die sonde te dien. Want ons is nie meer slawe van die sonde nie, maar van Jesus. En dis 'n wonderlike ding wat met ons gebeur. Maar die lewe is de mekaar as gevolg van ons sonde. Hoekom is almal se lot dieselfde? Want God se plan is anders as joune. 'n Paar jaar terug het ek besluit om vir die kinders beddens te bou met hierdie 2 hande, wat nie baie goeie hande is as dit by beddensbou kom nie. Ek het so, die plan was om dit in die naweek te bou, die beddens, nee, met hout. Die plan was vir 'n naweek. Kyk hierso, Natasha se weergawe verskil so 'n bietjie van myne. Sy sal sê dit het 6 maande geneem in die sitkamer en bietjie in die eetkamer, waar daar oralste planke en beddens gestaan het. Ek dink dit is 4,5 maande, maar kom ons gaan met my, né? Want julle is generous. So vir 4,5 maande het ek in daai beddens gebou. Hoekom? Want ek het 'n plan gehad, maar ek het nog nooit houtwerk gedoen van so 'n aard nie. En so ek het goed geplak en gesaag en dan kom ek agter, o, gits, nee, hierdie werk nie. En dan moet ek dit verander. En so by the way, houtgom is redelik sterk. Ek weet nie of julle geweet het nie. Maar ek meen houtgom, jy kan net so al aan 'n skroef vasgedraai. Dit het ek uitgevind. Ek gedink as jy hom gom, weet nie hoe stupid ek is nie. Ek gedink môreoggend sy werk kan ek hom net bietjie skuif. Nee, dit werkte nie so nie, met die hele ding afsaag. So wat ek wil sê is ek kon nie eens 'n bed bou en beplan ordentlik nie. Wat nog van my lewe? Wat nog van my lewe? Maar God se plan is volmaak. Sy plan is anderste as wat ons sou indink, maar is volmaak, want hy maak nie foute nie. Hy is nie soos ek nie, ek is beperk in wat ek weet. Nou kan ek 'n bed bou, by the way, as julle beddens wil bou, laat weet my. Ek weet nou hoe om te boor, ek weet van goudlijm, ek verstaan nou so 'n bietjie daarvan. Maar God weet alles, hy is onbeperk in wat hy weet, hy bepaal alles, want hy het die vermoë om alleen wys te wees en almagtig te wees. So God bepaal al daai goedjies. En hy het 'n plan wat anders is as my en joune. En net omdat daai plan nie uitdraai soos ek wou gehad het nie, beteken nie sy plan is nie volmaak nie. En ek wil hê julle moet dit hoor vandag. Net omdat die plan nie loop soos wat ek dit wil hê nie, beteken nie dis 'n slegte plan nie. Alles wat God doen, alles wat hy doen,
is eerstens vir sy eer en tweedens vir jou en my beswil. Alles. Al is dit die ergste ding waaraan jy kan dink, alles gebeur vir daai twee redes. Ek dink ons kan ook sien dat op hierdie aarde dit wat sleg is ook goed kan wees. En ek bedoel slegte goed wat met jou gebeur. Goed wat ons nou as sleg sal noem. Gebruik God om goeie goed te doen. Ons hele lewe lank is ons 'n sondaar. So as wat hy sê nou waar is. En as slegte goed gebeur of jy 'n Christen is of nie, of jy reg lewe of nie, as slegte goed in elk geval met jou gaan gebeur, hoekom moet ons dan reg lewe? Is dit nie 'n vraag wat jy oorwonder nie? Soos hoekom dan? Hoekom moet ek dan 'n lewe lei volgens wat die Bybel sê? En die antwoord is Jesus. Dit is 'n eenvoudige antwoord. Ons moet nie God dien vir wat hy vir ons kan doen nie. Hoor my mooi, ons moet nie God dien vir wat hy vir my kan doen nie, maar vir wie hy is. Vir wie hy is. Want hy's God, hy's waardig. En dan ons dink nou, as God is wie hy sê hy is, en hy is die skepper van alles, en hy is die redder van ons siele, en dat hy die een is wat vir ons red van die ewigheid in die hel, dan verdien hy om aanbid te word. Maar net omdat hy God is, omdat niemand soos hy is nie, moet hy aanbid word. Dis hoekom ons reg lewe. Ek dink die moderne mens sukkel hiermee, want aan die een kant soek ons genot. Ons wil lekker voel. Ons jaag dit na. En aan die ander kant vermy ons pyn. So ons wil lekker voel en ons wil nie pyn beleef nie. Dis almal van ons, reg? Niemand van ons lewe nie so nie. Behalwe dat dit nie is hoe die lewe werk nie. So in plaas van om so daaroor te dink, sê die Bybel en Prediker, die slegte goed gaan met jou gebeur. Dis hoe ons lewe in 'n gebroke wêreld. Moeilike tye gaan kom. Maar dis God se manier om met ons te werk. En ons moet hom soek in daai omstandighede, nie genot of 'n lekker gevoel nie. Want gevoelens hou nie. Jy voel nou lekker, net nou voel jy nie lekker nie. Maar God bly dieselfde. So, kom ons lees 'n bietjie verder. Vers 4, 5 en 6. Solank jy onder die lewenis is, het jy hoop. 'n Hond wat lewe is beter as 'n leeu wat dood is. Nogal 'n cool hoe hy dit mooi verduidelik, né? Soos die waarste ding wat jy kan hoor. Soos wat sê jy kies? 'n Hond wat lewe of 'n leeu wat dood is? Dis 'n baie maklike keuse en dit voel of jy die leeu wil kies. Zander, ons huis volgende jaar en ons weet 'n matriek en ons moet begin dink aan karretjies dalk vir as hy student is, weet nie of ons dit kan bekostig nie, maar ons bid daaroor. Nou vra ek vir hom, nou luister jy, watse kar sal jy like? En die karre wat hy like is nie die karre wat hy gaan kry nie. Karre wat hy like is karre wat mense wat werk ry. Nie mense wat nie werk nie. Toe sê ek vir hom die volgende ding, onthou net, eerstehandse loop is baie beter, eerstehandse se loop is baie slegter as derdehandse vervoer. Eerstehandse loop is baie slegter as derdehandse vervoer. En as jy ooit geloop het, weet jy ek praat die waarheid, né? En dis eintlik wat hy hierso sê. Om te lewe is wonderlik want jy het nog hoop. Hy gaan verder. Die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks. Daar wag vir hulle niks meer nie. Hulle is vergeet. Dit is klaar met hulle liefde en hulle haat en hulle hartstog. Hulle sal nooit weer deel hê aan wat in hierdie wêreld gebeur nie.
So eintlik wat hy sê, solank jy nog lewe, is daar hoop. Maar waar kom die hoop vandaan? Waar kom die hoop vandaan? Ek dink vir dit gaan ons terug na die begin toe. Die hoop is daarin dat God regeer, dat ons in God se hand is. Dis waar die hoop is. Die hoop is, omdat dit waar is daar hoop. Is dit reg? So anders is daar niks hoop nie. As God nie op die troon sit nie, dan rol ons maar die dice. En ons hoop dit gaan werk. En dis nie 'n manier om te lewe nie. So omdat God regeer, omdat Jesus die hoop is, en ook die hoop dat hy weer gaan kom. Die hoop beteken môre gaan beter wees as vandag. Is dit nie so nie? Dis wat hoop is. Hoop is, daar wag iets beter. En vir Christene wag daar altyd iets beter. Nie net die dag as ons doodgaan nie, maar ook as die Here Jesus op die wolke kom. Wat 'n hoop is dit nie? Dis ons hartklop en ons sien uit na daai dag. Maar tot dan is daar ook hoop in die manier hoe ons lewe. En hy wys dit vir ons in die res van hierdie versies. Omdat God regeer, omdat daar hoop is, kan ons God se voorsiening geniet. Kyk vers 7. En dus, eet dus jou jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. So uiteindelik hierso sê is, wie kan eet, wie kan drink, as God dit nie moontlik maak nie. So geniet wat God vir jou gee, dis hy wat dit moontlik gemaak het, dis hy wat dit voorsien het. Hy voorsien aan ons behoeftes, en die idee wat hy hierso skep is 'n daaglikse maaltyd, 'n daaglikse voorsiening van jou behoeftes. En dat God dit sal eer. Die probleem met ons egter is, hoe meer jy het, hoe minder waardeer jy wat jy het. Een keer is ons in Mosambiek, jare terug, het ons uitreik in Mosambiek gedoen, en een van die eerste keer dat ons gegaan het ek nie mooi gefokus nie, ek vat 'n paar pakke sweets saam. Chocolate eclairs. We like chocolate eclairs, dis lekker sweets, né? En ek het nie besef dat daai kinders na wie ons toe gaan nog nooit 'n sweet soos chocolate eclair in lewens gesien het nie, en nie weet eintlik wat sweets is nie. En ek haal een van daai pakke sweets uit. En die kinders het my amper doodgemaak, letterlik, vir daai sweets. Ons het toe die sweets net gegooi, weg van ons af. Want hulle was, nou luister, my kinders like sweets, nee, maar hulle gaan nie 'n stampede veroorsaak vir 'n sweet nie. Hoekom nie? Want hulle kry dan so nou 'n sweet. Hoe meer jy het, hoe minder waardeer jy wat jy het. Daar's tye in ons lewe gewees waar ons nie kos gehad het om te eet nie. En ons nie geweet het waar ons volgende maaltyd vandaan gaan kom nie. En as daai volgende maaltyd kom, was ons baie, baie dankbaar. Vanmiddag gaan ons eet, en ek gaan nie eens worry waar daai kos vandaan kom nie. Want ons weet, ons is nou gewoond daaraan dat ons kos gaan hê. So, eet jou kos met blydskap. Wees dankbaar vir dit wat God voorsien. En dan sien julle, ek hoop julle sal vandag weer net sien, God is nie hierdie grumpy God wat daar bo sit net sê, julle moet miserable wees, dan gaan ek gelukkig wees nie. Nee, hy gee vir ons vreugde, genot in hom. Maar daai koneksie van dankbaar wees en God se voorsiening raak te sien en te verstaan dat ek niks verdien nie. Elke liewe goeie ding wat ek in my lewe het, selfs 'n sweet, is God se genade. Elke dag stoei ons met dit. Maar omdat God regeer, kan ons ook vol vreugde wees. Vers 8. Dra altyd wit klere, versorg jou hare met olie. Hoekom het julle nie wit klere aan nie? Om Bybelse klomp wat julle is. Ek het nou nie wit klere wat pas nie, anders as ek aangetrek het. Ek het in my pa so wit soet gehad toe ek klein was. Dit was mode. Dit is nooit cool nie. Dit het nooit cool gelyk, nie soos 'n moonbag.
Ek judge mense wat moonbags gedra het, die is van julle. Dit was nooit cool nie. Dit was prakties, maar nooit cool nie. So hoekom wit klere? Wit klere is feestklere in die Bybel. Wit klere was feestklere. Iets om feest te vier. En olie, wat doen jy as jy feest gaan vier? Wat doen julle girls? Ouens, hoe lank vat dit vir hulle om reg te maak? En ons ouens ook man, ons was ook daarom. Ons was mooi en ons sit ietsie lekker aan om te ruik, ons maak onsself mooi. En so die idee wat ons hierso kry is, daar's soveel om dankbaar, daar's 'n fees. En jy is 'n genooide. Dit laat ons dink in Psalm 23 vers 5. He anoints my head with oil. Hierdie idee van die olie, die salwing, en dat dit God se seën is, en God se vreugde op jou lewe. As mense in rou was in die Bybel, jy kan in 2 Samuel daarvan gelees, dan het hulle nie hulle hare met olie behandel nie. Dan het hulle gesê, nee, moenie olie aan jou smeer nie, want dit was 'n tyd, dit was vir vreugde. So God sê vir ons, as ons in Jesus is, as hy regeer in ons lewens, dan is daar hoop, en as gevolg van daai hoop, kan ons vreugde hê. Hoef ons nie depressed te wees oor die toekoms nie, en kan ons dit wat in ons lewe gebeur, goed of sleg, kan ons deur dit kom, want ons oog is nie op die goed nie, ons oog is op God. As God regeer, sê hy ook, kan ons die huwelik geniet. Vers 9. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Die lewe wat tot niks kom nie, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het. Die lewe wat tot niks kom nie. Dit is wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou gesoeg in hierdie wêreld. Dat hy sê, die lewe is taai ou, maar as jy 'n oulike girl het, is dit beter. Ek kan getuig van dit. Huwelik is 'n gawe van God. En dit beteken nie net mense wat getroud is gelukkig nie, né? Maar dit is tog iets spesiaal wat God gegee het. En as julle die 13de Augustus in julle dagboeke geskryf het, dan gaan ons julle leer wat sê God nog oor die huwelik? Hoekom is dit so 'n spesiale ding? So moet dit nie, mans, kan ek net stop net gou vir 'n sekondie. Dis nie jou vrou se verantwoordelikheid om jou na die 13de toe te sleep nie. Dis jou verantwoordelikheid. Jy is die hoof, boek dit. Kry babysitters. Laat weet ons gaan ook babysitters reël, maar dis jou verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n gawe van God, wat God gegee het om te geniet. In liefde. Genesis 2:24, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een wees. Van die mooiste goed wat jy in die Bybel kry. Die laaste ding wat ons sien, omdat God regeer, omdat daar aan hoop is, moet ons lewe met toewyding. Lewe met toewyding, doen met toewyding alles, vers 10, wat jou hande vind om te doen. Want in die doderyk waarin jy op pad is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. So hy sê, moenie mediocre wees nie, moenie net middelmatig wees nie, moenie net, jy weet, so average lewe lei nie. Nee, moenie net genoeg probeer doen sodat jy net deur kan kom nie. Die Grieks hier gebruik die woord met al jou krag. Die ou vertaling vertaal die woord met die woord mag. Gee jou beste. Gee jou beste met alles wat jy doen. In ons huis is net eksamentyd gewees, het ons 'n reël. En ek sê vir die kinders baie hierdie. As jy hard gewerk het en jy kry nie 'n goeie punt nie, is ek baie meer gelukkig as wat jy nie hard gewerk het en jy kry 'n goeie punt. Laat ek dit afbreek in laer taal. As jy 50% gekry het, maar jy het jou dood gewerk, is ek okay. Gaan ek jou high five en sê good job. Maar as jy 80 kry en jy het niks gewerk nie, gaan ek jou nie high five en sê good job nie. Ek dink ons moet hard werk en dit wat ons doen.
Nou ek hou van koek, hou julle van koek? Ja, as jy skimp nie, ek vra maar net. Kyk, ek weet julle kyk my soos hy soek alweer koek. Maar het jy al koek geëet wat droog is? Het al koek geëet wat droog is toch by, jy weet, as jy nie 'n koppie koffie het nie, dan sluk daai koekie lekker af nie. Maar ek het al by mense gekyk waar koek gekry, daai koek is droog, daar is nie koffie nie. Ek is skaam om te vra. So dan, jy weet, jy try maar afsluk en naderhand sit hy hier so in jou keel vas en jy probeer praat en jy wil nie laat hulle dink jy dink die koek is droog nie. En dan aan die ander kant het jy al 'n lekker sagte smelt in jou mond. Goed versierde koek geëet. Ek is nou lus vir dit. Stop dit. Daai koek is so dit's Dit is amper wat die Bybel hierso sê. Soos wat se tipe mens wil jy wees? Wil jy droë koek wees of wil jy 'n koek wees wat smaaklik is? Wil jy iemand wees wat net average is, average lewe en jy doen net genoeg? Of wil jy uitsonderlik wees? En dan dit gaan nie oor soos ek wil mense moet na my kyk en sê, ja, daai is dan 'n harde werker of kyk hoe cool is hy nie. Dis vir die Here. Luister dit sê Kolossense 3. Die nuwe vertaling sê doen alles asof vir die Here, né? So wat ook al jy doen dit nie vir jou baas nie, nie vir jou familie nie, jy doen dit vir God. Maar luister dit sê die boodskap, hy het nogal 'n bietjie dit anders te gestel. Kolossense 3 vers 17. Laat ek saamvat. Voor dit het hy gepraat oor jy moet nederig wees en verdraagsaam wees en geduldig wees en mekaar vergewe en mekaar lief hê en jy moet dankbaar wees. En nou aan die einde van dit sê hy laat ek saamvat om hierdie goed te kan doen. Hier sou jy dit moet doen. Jesus moet uit julle lewe straal. Of julle praat of iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot dankie vir God wees. En dit kan alleen so wees as jy alles doen asof Jesus elke tree saam met jou gee. Is dit nie mooi nie? So dis 'n lewe wat voluit lewe. Dis 'n lewe wat by die werk nie net genoeg doen sodat jy weet 'n glimlag op jou baas se gesig sit nie. Dis 'n kind wat by die skool nie net probeer ek doen net genoeg sodat ek my ma en my nie kan straf en my selfoon vat nie. Dis 'n persoon wat maak nie saak wat jy aanpak nie, jy wil dit tot die beste van jou vermoë doen, omdat God dit vereis. En dit beteken nie, jy gaan altyd suksesvol wees en alles gaan net reg uitwerk nie, maar gee jou beste. Ons vra baie, wat doen jy vir God? Maar ek wil vandag die vraag net so 'n bietjie verander en sê, wat kan God deur jou doen? Wat kan God deur jou doen? As jy besluit, ek gaan alles hier op hierdie veld los vandag. Die Springbok het net gister gewen. Ek het amper 'n dubbele hartaanval gekry. Ek weet nie of so iets moontlik is nie. Maar hulle het maar baie sleg gespeel, dink ek. Haar eerste helfte het my gelyk op van hulle gedink het hulle is met vakansie. As hulle nie alles op die veld los nie en jy sit nie jou lyf op die spel nie, gaan jy nie wen nie. Ons is so kort op hierdie aarde, julle. En ek wil sê, laat ons alles op die veld los. Nie net daar waar ons werk en waar ons leef nie, maar vir die Here. Dat ons nie Christene is wat mediocre Christene is nie. Wat maar net genoeg doen sodat die Here nie 'n weerlig uit die hemel sal stuur en ons slaan nie. Maar dat ons sal soek en met toewyding hom sal dien. En nie sal vra hoe min kan ek doen nie, maar hoeveel kan ek doen? Vir sy naam onthawe. Omdat hy God is, omdat hy ongelooflik is, omdat hy so groot is. En omdat hy ons redder is. Laat ons 'n lewe lei wat toegewyd is. Okay, so ek sluit af. So hier's God. Hy het hierdie lewe gemaak. En hy is in beheer van alles. Maar as genade vir die wat nog lewe. As jy 'n Christen is en jy het gesterf, is dit 'n wind, sê die Bybel, prys sy naam, jy is in die hemel. Maar hier op die aarde is daar ook hoop. Daar's nie net hoop in die hemel nie, hier op die aarde is daar hoop. Louis Brits in een van sy liedjies sê, daar's hoop. Daar's hoop in Jesus.
Want hy regeer, hy het ons in sy hande. Soos 'n babietjie wat gebore word, wat sal doodgaan as sy ma en pa hom net los. So het God sy hande oor ons. En hy wil hê ons in hierdie lewe voluit lewe, terwyl ons dit geniet, en ons oog op hom hou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord, dankie vir u genade, u oorvloedige genade, wat sondaars red, wat mense soos ek, wat niks verdien het nie, Here, gehelp het om geloof te hê. Dat die Gees my oortuig het van my sonde en van geregtigheid en oordeel, en dat u my nuut gemaak het. En ook ander wat vandag hier sit, Here. Dankie vir u genade dat u ons toelaat om hoop te hê. Nie valse hoop nie hoop in die petrolprys of hoop in die regering of hoop in mense nie, Here, maar dat ons hoop in u gevestig is. En as gevolg van dit, Here, dat ons soveel seën in hierdie lewe kan hê en soveel dinge kan geniet en ervaar. Maar dat dit leeg is sonder u, Here. Dat sonder u in die middel van al daai goed is dit meaningless, maar met u het alles waarde, het alles sin, het alles 'n doel. Dankie daarvoor. Ons prys u naam. Amen. Ons gaan by die nagmaal aan, so die ouens wat my daarmee help, sal julle dan kom asseblief. So die nagmaal is vir almal wat bely dat hulle Christene is. Die brood en die beker herinner ons daaraan, dankie julle, as julle kan sit. Die brood en die beker herinner ons daaraan dat die Here Jesus vir ons die prys betaal het. 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ook aan julle oorgelewer het. En hierdie is so kosbaar. Dit is die Here Jesus wat toe hy saam met die mense gesit het aan die tafel, het hy die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Ons gaan vandag dit ook doen, net soos Jesus dit gedoen het. Gaan ons brood vat en ons gaan dit eet. En wanneer ons dit eet, gaan ons dink en onthou dat dit Jesus is wat dit vir ons gedoen het. Met dankbaarheid. En daai liedjie het ons nou gesing het, it is well with my soul, dat het net kan well with your soul, as hierdie brood vir jou iets beteken het. So die waarskuwing is, moenie die brood eet as jy nie 'n Christen is nie. Moenie die brood eet as goed in jou lewe is, as jy 'n Christen is, maar goed is nie reg in jou lewe nie. Sorteer dit uit. Moenie uitstel nie, doen dit nou. Plaas jy geloof nou in die Here. Vra die Here nou om vergifnis en hy sal vergewe, maar laat ons versigtig en met respek hier omgaan. Maar hier is ook 'n feestafel. Eintlik moet ons almal wit klere aan hê. Here, om 'n bietjie wit kolletjies in jou hemp. Ja, Herman, jy het wit strepe, so is okay. Die res van ons is maar sleg. Hierdie is 'n feestafel waar ons fees vier en onthou dat die redder gekom het om te soek en te red die wat verlore is. So as ons hierdie brood eet, laat ons vandag daaraan dink. En ek gaan vir Herman vra, Herman, jy nie Here dank vir sy liggaam wat hy vir ons gegee het nie, asseblief. Here, ons sê vir u baie dankie dat ons volgens die woord kon hoor, so uit die woord uit. En u het al die verskil gemaak, Here, om as 'n Vader God vir ons so lief te hê, dat u enigste en kosbare seun gestuur het na hierdie aarde om vir ons te kom sterwe. En vanoggend as ons hierdie brood eet, dan dank ons u, Here, vir u liggaam wat gebreek is vir ons, Here, in ons plek. En sodat ons vanoggend, Here, as ons dit nou neem, dit kan neem as u kinders, dit kan neem met groot dankbaarheid in ons harte, met groot liefde vir u, Here, en ook met toewyding, soos ons vanoggend gehoor het. Here, so seën nou die gebruik van hierdie liggaam of die broodjie, Here, as ons dink aan u liggaam wat vir ons gebreek het. Ons sê vir u baie dankie daarvoor, Vader. Amen. Amen. So
So ons gaan die broodjies uitdeel, hou die broodjie en dan sal ons saam dit gebruik. So, dankie julle ons. Die Here het gesê, dis my liggaam wat vir julle gebreek is. As julle dit eet, doen dit tot my gedagtenis. Ons lees verder dat net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbod, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Die Here Jesus se bloed, wat ons sondes afwas, sê die Bybel. En so as ons dit gebruik, laat ons dit onthou. En ook hierdie verbond, dat ons sy kinders is, en dat hy ons God is. Hy is ons redder, en ons is sy kinders. En daarom is daar hoop, julle. Daarom is daar hoop. As gevolg van die liggaam, as gevolg van die bloed, is daar hoop. En kan ons dink, môre gaan beter wees as vandag. Ek sê vir Louis, wil jy die Here dankie sê vir sy bloed wat vir ons gevloei het, asseblief. Amen. Selfde, as jy die bekertjie elke kry, hou net, en dan sal ons saam dit gebruik. Baie dankie.
tot sy gedagtenis. Julle vra om te staan as ons afsluit met die laaste lied en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Dankie. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Until the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Would you speak? I am listening. I can do this on my own. So I will lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Until the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider. Here vandag is nou met u liefde, u seën en u genade asseblief Here. Mag elkeen wat u is dink oor wie u is en wie hulle in u kan wees. In Jesus naam. Amen. Ons nooi julle uit om saam met ons koffie en tee te drink. Jou